Congres, dat is vandaag weer eens een groot voorrecht voor mij om van meneer Willem Symington als president voor te stellen. Sterkte voor jouw reden. Ons zien graag uit daarna om te horen. Je zei laatst jaar was het inzichtgevend die boodschap wat je van ons gebracht hebt. Verjaar was weer eens actiebeleide jaar. En we zien uit daarna om te horen wat je voor ons brengt. Baie dankie. Dankie voorzitter. Ek wil wegspring deur dalk net so 'n bietjie 'n oomblik stil te staan en te vra waarom hou ons kongres? Waarom kom ons hier by mekaar? Ek dink is net 'n belangrike plek waar vandaan af ons die volgende 2 dae se verrigtinge beoordeel en aan deelneem en ook sekere uitkomste bereik. Nou eerstens is dit 'n sterkpunt van georganiseerde landbou dat ons binne strukture funksioneer, dat ons nie wanorde het nie, dat ons grondwette het, dat ons beleide in plek stel en dat ons volgens dan die mandate en die beleide en die grondwette optree. Hierdie is ons in die Noord-Kaap se hoogste wetgewende gesag. Dis ons kongres, dis ons parlement waar ons by mekaar kom, waar ons kom om ons eie sake te reël. Dit is daarom nie al wat ons hier kom doen nie. Ons kom hou ook 'n bietjie toesig oor ons finansies en ons gee goedkeuring daarvoor dat ons op 'n wyse wat deursigtig is en verantwoordelik is met ons opdragte werk. Ons kom kies ook vir ons amptdraers, die mense wat deur die jaar vir ons werk moet kom doen. En dis die amptelike goed wat ons moet kom doen. Maar daar is ander aspekte ook van die kongres. En dis nie minder of meer belangriker as hierdie eerstes nie, maar is dalk 'n bietjie lekkerder. In die eerste plek is dit waar ons as landbouers saamkom om 'n bietjie te beraadslaag en gesamentlik en kollektief beheer oor die prosesse waar ons binne in landbou staan en binne in die omgewing waar binne in ons finansiëel volhoubaar ons lewens moet lewe. Orde te probeer skep, strategieë te probeer ontwikkel en beleide vas te stel en aksie en optrede vorentoe te beplan. Ek sien dit ook as 'n geleentheid waar ons 'n bietjie met 'n bietjie deliberasie, as ek dan nou anglisisme mag gebruik, mense na hierdie geleentheid te bring wat ons kennis kan verbreed. Nie net ons kennis kan verbreed nie, maar ook ons gedagtes in nuwe rigtings gaan rig. Ons eerste sessie wat ons die laaste paar jaar hou, werk ons met mekaar. Ons weet dat ons in 'n uitdagende tye lewe. Daarom probeer ons altyd 'n sessie waar ons mense se koppe en se gedagtes 'n bietjie probeer beïnvloed en mense probeer bemoedig en op 'n plek plaas waar hulle hier kan weggaan en as individue 'n bietjie beter kan funksioneer. As nog so 'n spoggerige gedeeltetjie ook aan die goed. En dis nou waar die dasse inkom. Maar hierdie is ook die toonvenster van landbou in die Noord-Kaap. Dis ook die plek waar ons vir die Noord-Kaap daar buite, maar ook sommer vir die hele land wil wys. Hierdie is die ouens wat in die landbousektor staan. So lyk die landbouers van Suid-Afrika. So lyk die landbousektor. En waar ons 'n bietjie kan spog. En vir die mense kan sê, kyk so lyk ons. Kyk, dit is wat ons doen. Dit is wat ons optree. Dis die bydrae wat ons tot hierdie land lewer. En dan kan ons mos nog maar maklik gaan, Jaco, ons kan nou die syfertjies van die BBP uithaal en die positiewe handelsbalans met die uitvoere en werkskepping, die rol wat ons speel om die landelike ekonomie in stand te hou, ons kan al daai mooi syfertjies kan ons uithaal. Maar dit is die toonbeeld. Ek is trots om deel te wees van die struktuur en die bedryf wat die Noord-Kaap op sy bene hou. En ek sê dit onomwonde. Dit is wat die landbousektor is. Kom ons gebruik hierdie 2 dae en ons dra die beeld uit na die res van die mense in die Noord-Kaap. Ons kan sommer begin by die ou wat al die voordele gee wat hierdie organisasie vir hom gee.
sonder om lid te wees, om vir hom 'n voorbeeld te wees, maar ook vir die mense in ons gemeenskappe en ander beroepe en ander sfere, die mense wat in beroepe is en werke verrig wat hy nie elke dag in die landbou blootgestel is nie, om ook vir hom hier te kom wys, kyk hierdie magtige organisasie en kyk wat doen hy. Nou, ek wil nie van hierdie toespraak 'n verslag of 'n jaarverslag of 'n terugvoering doen nie. Daar's genoeg geleenthede daarvoor. Ons het 'n jaarverslag beskikbaar. Ons kommunikasie kanaal loop oop om by julle uit te kom met al die aktiwiteite wat verrig word en gedoen word. Maar ek wil julle sommer konfronteer met 'n vraag. Hoekom het ons hierdie organisasie? Ons kan ons maar huis toe gaan. Is daar nou werklikbare nut dat ons nou vir ons moet hier by mekaar kom? Is daar werklikbare nut? Is daar nie ander mense wat hierdie job kan doen nie? Daar is baie mense wat aanspraak daarop maak om op hierdie terrein te beweeg en reken dat hulle 'n bydrae maak. So dat dit mos nou nie vir ons nodig nie. Maar dan wil ek sommer op 'n baie maklike en 'n praktiese manier die antwoord verskaf. Gaan vat van die kleinste landbouvereniging tot by Agri SA, die notules, die kennisgewings, die inligtingstukke, van die jaarverslag. Ek was al soveel maal gekonfronteer, vandag weer, deur iemand wat geassosieer is met landbou of wat kontak het met landbou, wat nie elke dag van ons werksaamhede bewus is nie. Dan sê hy vir my, man, as ek hierdie agenda van julle vat, en ek lees die aanvullende inligtingstukke, en ek gaan kyk wat in julle notules staan, dan weet ek nie, hoe kry julle hierdie goed vermag wat julle vermag nie. So dis my antwoord. As iemand vir my vra, as ons hierdie organisasie nodig, hoef ek nie vir 5 minute vir hom te preek nie. Ek kan die jaarverslag vat en ek kan die notules vat. Ek kan die kennisgewings vat en ek kan die WhatsApps vat. En ek kan vir hom sê, gaan sit jy vir 'n bietjie, het gaan jou 'n bietjie tyd vat om deur alles te werk. Maar dan sal jy verstaan wat die relevantie van hierdie organisasie is en wat die nodigheid van die organisasie is. Nou dit was nou so 'n bietjie die lekkerder gedeelte van my toespraak, die spoggerige gedeelte. Maar daar's 'n bietjie van 'n skadu-kant ook. Ons is op 'n plek in ons land wat ek vir niemand hoef te verduidelik dat ons op 'n kruispunt in ons land, volgens my op 'n kruispunt is in ons land se toekoms nie. Ek hou partykeer daarvan om as ek wil lelikerige goed sê, my woorde so mooi te kies dat dit so sag as moontlik oorkom. Maar ek wil tog die stelling maak dat die afgelope 30 jaar wat ons 'n nuwe demokratiese bestel binne in ons land binne gegaan het met groot verwagtinge, wil ek die stelling maak dat ek dink ons land is nie vandag op baie plekke waar ons kon gewees het nie. En dan spreek ek nie kritiek uit oor spesifieke aangeleenthede nie, dis 'n algemene stelling wat ek maak. Ek dink nog steeds ons het soos baie ander lande 'n land met baie natuurlike hulpbronne, 'n land met baie kapasiteit, 'n land met geweldige voordele binne in sy ekonomie, binne in sy burgery, binne in sy ryk geskiedenis, binne in sy tale, sy kulture, binne in sy mensmateriaal het, dat ons oor die afgelope 30 jaar as 'n land nie goed gepresteer het nie. Waar die blame daarvoor lê en wat die oorsake daarvan lê, dink ek nie is hierdie platform die regte gesprek daarvan nie.
maar dat dit 'n feit is wat ons in die gesig moet staar, is wel so. En nou soek ek nie verskonings nie. Maar ek wil hom so 'n bietjie sê, Jaco, dat indien Agri SA dan nou 'n aandeel het, dat ons nie is waar ons na 30 jaar moet wees nie, is ons dan nie die hoofbeskuldige nommer 1 nie. My ervaring is, dat oor die afgelope 30 jaar het ons organisasie, en ek herhaal altyd, ek lê baie klem op die 3 vlakke van ons organisasie. In distriksvlak, provinsiale vlak en nasionale vlak, nooit 'n geleentheid laat verbygaan om binne in hierdie land aan alle prosesse, aan alle aktiwiteite, aan alle geleenthede wat geskep is, 'n bydrae te maak om te probeer om ons kennis, ons kundigheid, ons kapasiteit te gebruik om van hierdie land 'n groter sukses te maak nie. Ek 'n mens vorder nie 'n tree. Jy maak jouself nie 'n druppel beter deur ander mense af te kraak nie. Maar ek het die gerusheid en die gewete in my hart dat waar daar 'n geleentheid was. Ons uitvoerende bestuursvergadering is die afgelope 2 dae telkens male onderbreek deurdat van ons amptenare en ons personeel en van ons mense moes deelneem aan regeringsgesprekke, regeringsvergaderings, konsultasies. Ek weet nie van die plek in die Noord-Kaap. Die res van die land wil ek my nou nie verstout om te sê nie, maar ek gaan my nek uitsteek en ek weet ook nie van 'n plek waar Agri SA moes gewees het, waar hy nie was nie. Hy was oral. Daar was die lede van hom verwag het om te wees, om namens hom op te tree, sy standpunt te stel, was dit altyd gedoen. En dit het met koste gepaard gegaan, en dit het met kapasiteit gepaard gegaan, en wanneer daar die insette gelewer is, was dit altyd op so 'n hoë en so 'n professionele vlak. Maar dit was gebaseer op 2 basisse. En dit is vir my ongelooflik belangrik. Want as dit nie so was nie, dan moes ons vandag 'n bietjie wakker gelê het daaroor. Dit is altyd gedoen binne die konteks van ons land se grondwet. En dit is altyd gedoen binne die handves van menseregte. So die morele grond was altyd ons in gewees. En dan anders as wat stelsels in ander lande rondom landboustrukture werk. Wat is die term wat gebruik word? Lobbyist. Jy's 'n lobbyist, jy's 'n beïnvloederaar, dink ek raak loop sosiale media van. Agri SA het nooit as 'n lobbyist vir landbou opgetree ten koste van die belange van ander groepe in hierdie land nie. Ons optrede, ons aksies, ons voorstelle en ons deelname het nog nooit 'n negatiewe effek gehad op enige ander een van die mense of enige ander van die bedrywe of belangegroepe wat ons hierdie land mee deel nie. Ek dink is 'n geweldige trotse rekord dat ons nog altyd die morele hoë grond gehad het. Die uitdaging is net, dit gaan nie makliker raak nie. Ek is doodseker daarvan. Of as dit gaan makliker raak, gaan dit nie binne in die nabye toekoms makliker raak nie. In die oomblik as ek dit sê, dan plaas ek onmiddellik 'n swaar las, nie net op Agri SA nie, nie net op Agri Noord-Kaap nie, maar ook op elke landbouunie voorsitter, op elke landbouvereniging bestuurslid. Ons werk gaan meer raak en ons werk gaan moeiliker raak. Ek hoop, dit is my wens, dat ons dit nog op dieselfde wyse, met dieselfde passie, met dieselfde kapasiteit en dieselfde kundigheid sal doen, geskoei op hierdie lees, binne die grondwet, tot voordeel van die hele Suid-Afrika. Nou, hierdie platform wat ek nou hierop staan,
is glad nie 'n plek waar ons politiek moet praat nie. Julle weet wat ons beleid is, ons is apolities. Ons verteenwoordig landbou en ons verteenwoordig landbouers, wat 'n baie breë en 'n wye spektrum intree. Maar ek kan ook nie nalat om my bekommernis uit te spreek. En kom ons plaas nou eers 'n bietjie vir Trump in die oorlog in Oekraïne en Gaza en die ander streeksoorloë en die ander faktore wat die wêreld se toestand en sy ekonomie, migrasieprobleme in Europa. Kom ons plaas daai goed 'n bietjie op 'n agtergrond. Kom ons fokus 'n bietjie op ons omstandighede as die algemene burgery van Suid-Afrika. En dan gee ons 'n treukie weg van ons as landbousektor. En ons praat met mekaar eerlik as citizens, as burgers van Suid-Afrika. En dan wil ek die wens uitspreek. Nou ek is nou nie Martin Luther King wat ek nou kan sê I have a dream nie, maar ek kan hom wens dat ons land beter bestuur en beter regeer sal word. Ons het 'n ligpunt gesien met die laaste verkiesing. En weer eens, ek is nie besig om te sê ek is dankbaar dat die ANC se steun soveel gedaal het of die PA se steun soveel toegeneem het nie. Ek is nie met partypolitiek besig nie. Maar ek is met algemene kommentaar besig. Ek dink ons almal het na die laaste verkiesing 'n gevoel van opgewondenheid gehad. Kom ek gee 'n tree terug. Ek dink is niemand hier binne wat hier sit, wat nie gefrustreerd is nie. En wat nie die wens het, dat sekere goed in ons land beter bestuur moet word nie. Ek wil daai wens baie sterk uitspreek. En as dit dan nou as kritiek beskou word, dan is dit kritiek. Maar dis nie kritiek teen 'n politieke party nie, dis kritiek teen die stelsel waarop ons landregering regeer en administreer. Van derde vlak regering. Van die dametjie agter die poskantoor se toonbank tot by die heel hoogste gesag in ons land. Ons verdien beter as wat ons op die oomblik het. My wens en my hoop is dat die veranderinge wat die regering van nasionale eenheid gebring het, dat die toetrede van die algemene burgery se ongemak met hierdie ongemak wat ek het, dat ek voel ek deel dit met die ou wat in Sandton bly, ek deel dit ook met die ou wat in Katlehong bly. Ek dink ons begin 'n gesamentlike ongemak ontwikkel wat vir my hoop gee dat dit dan ook die dryfveer sal wees waar ons dan sal kom om gesamentlike oplossings te doen of te vind. Ek wil nie gaan oor die meriete en die groot debatte in die OCU, en daai manne gaan met ons nog lekker oor hierdie goed, hulle gedagtes lees, 'n deel. As ons praat van 'n inisiatief soos die nasionale dialoog, ek wil glad nie daarna toe gaan om te sê, ja, ons moet 'n dialoog hê, of nee, hy's gekaap, of hier's die voordele hiervan, of hier's die nadele daarvan nie. My frustrasie lê daarin, dat ek dink dat ons reeds die stelsels en die kapasiteit het, dat die tyd aangebreek het, dat mense in hierdie land moet ophou praat en ophou verkeerde goed doen en elkeen moet elke dag sy werk doen. Dan hoef ons nie 'n dialoog te hou nie. Want ons kan 'n dialoog hou, maar as die kraan vir 2 weke nie staan nie, ek kan hom nie reg praat nie. Louise praat hom reg, sy praat net 1 keer en loop hy kraan. Jammer Louise. Maar ek is ten minste eerlik, nee. Daar's genoeg ruimte vir verbetering in ons land, sonder dat ons drastiese ingrypende veranderinge nodig het. My wens is, dat ons sal, as landbouorganisasie,
saam met die res van die ander organisasies die druk toepas dat die goed wat reggemaak kan word sonder dat daar groot probleem of groot veranderinge of groot geld by betrokke is, dat dit in ons land sal geskied. Ek gaan stop op hierdie topik, want dit is spesiaal hoekom ons vir Jaco laat kom het om môre met ons te kom gesels. Ek wil nie die standpunte wat ek in Wian en julle afgevaardigdes by Agri SA 'n deel van is, 'n deel van die werksaamhede daar nie. Ek wil dit nie met julle bespreek nie. Hy kan dit baie beter doen en hy kan ook vir julle baie meer direk die vrae daarop antwoord wat daar te vra is. Maar ek wil tog die wens uitspreek dat ons uit hierdie kongres uit die opdrag gee aan Agri SA om op hierdie wyse waarop ons die afgelope 30 jaar opgetree het voort te gaan en dieselfde veranderinge wat ons weet wat nodig is te probeer bewerkstellig. Ons het laasweek provinsiale vergadering gehou en Johan Kotze het 'n opmerking gemaak. Ek is 'n bietjie aandag afleibaar, ek sukkel 'n bietjie met stil sit en konsentreer en die klas van goed ook, maar ek is af en toe so verby, as my gedagtes dan weer by die vergadering verbykom, maar steek ek gelukkig een ding vas. Hy het 'n opmerking gemaak, hy het gesê die laaste tyd, and never waste a good crisis, hierdie instel van tariewe, hierdie ongemak binne in die wêreldse ekonomie, hierdie krisis en probleme wat binne in Suid-Afrika ontstaan het, en jy kan dit dan nog maar koppel aan regeringsveranders en die goed ook, het landbou na 'n ander posisie geskuif. Landbou het ewe skielik nie meer 'n stakeholder geraak nie. Hy is ewe skielik nie meer 'n belanghebbende party nie. Binne in ons regeringssysteem en binne in ons samelewing het landbou geskuif na 'n strategic partner toe. En dis 'n groot skuif. Dis 'n groot skuif as iemand is wat jy moet in ag neem en iemand wat jy moet probeer paai en iemand wat jy dalk so een kant bietjie gelukkig moet hou en die ander kant nie te veel vir jou aan hoef te steur nie. Na iemand wat jy nodig het om sukses te behaal. En ek hoop jy stem met my saam, Jaco, dat hierdie skuif 'n geweldige groot ene is. Want ewe skielik word ek nou deur die regering gesien as 'n onvervangbare vernoot. Nou goed, die uitdagings is daar. En ek wil julle gerusstel. Ons is nie 'n koopteerbaar nie. Ons is nie 'n organisasie wat sy beginsels gaan versaak en ruggraatloos en klakkeloos inval om vredesonderhalwe net dalk werkbare of op werkbare plekke te kom om krisisse af te weer nie. Dit gaan 'n dinamiese deelname wees aan hierdie prosesse waar jy net soveel meer mag het en net soveel meer inspraak het en net soveel meer van jou gedagtes binne in beleide en optrede na buite te kan ontsluit tot voordeel weer eens van die landbousektor, want dit is ons primêre doel, maar nie net tot voordeel van die landbousektor dan nou ook nie. Gee my net so 'n oomblik kans, ek kan nie my eie handskrif lees as ek nie my bril op het nie. Wat ek hier dan op? Nee, ek het hom nou op, nou kan ek sien. Ek gaan min of meer hiermee volstaan, en soos ek sê, dit is 'n bietjie van 'n onvolledige presidentsrede, omdat daar nog goed is wat ek deur ons betrokkenheid by Agri SA as deel van my presidentsrede kon gee het. Maar ek gaan werklik waar, daar's baas bo baas. Ons gaan vir Jaco genoeg tyd gee om oor Agri SA met sy baase te kom gesels. Ek
wil afsluit en dan wil ek ietsie ongewoon doen. En julle moet my verskoon as ek dan buite orde is. Maar ek wil graag my vrou vra om op te staan. Ek het 'n passie vir landbou. Ek het 'n passie vir hierdie werk. Maar ek kan dit nie sonder raad doen nie. Ek wil haar bedank vir die baie lange ure en die baie opoffering. Uit my hart uit dankie. President, voor ek teruggee, Kongres, begin met net 'n paar woorde. Ek wil van my kant af, Louise, ek het laas jaar gekoggel en gesê, Willem kry net 'n goeie toespraak gemaak as hy by die huis is en as jy hom help aan mee. Ek is bly hy het dit nou self herken. President, ja, baie dankie vir die woorde wat jy gegee het vir ons, vir die idees. Hoekom is daar 'n Agri Noord-Kaap en 'n Agri SA nodig? Ons beweeg altyd nie op dieselfde pad en dieselfde spoed as wat ons graag wil hê en goed wat ons wil bereik. Ek weet jy is doelgerig, jy dryf na 'n punt toe, jy wil 'n uitslag gedrewe, jy wil 'n resultaat gedrewe mens wat jy is en jy wil graag hê ons moet by 'n resultaat uitkom. Maar wees verseker, hy dryf ons in 'n rigting vorentoe. Soos ek sê, die spoed is dalk nie daar nie, maar ten minste is nog aan die tafel en nie op die tafel nie. Baie dankie vir jou leiding. Louise, baie dankie dat jy hom ondersteun. Dat maak dit vir ons makliker en sterkte vir die Kongres verder, president.